tog daar's nog 'n lied. Ek is op 'n goeie plek, ek tog ons sing nog 'n lied. Sy. Annerie, bly net daar. Kom ons sluit gou die oë. Dankie, liewe Here, dat ons hier teenwoordig kan wees. Here, dankie dat U ons gespaar het en ons hier bymekaar gebring het. Dankie dat ons hier saam kan loof en prys. En wanneer ons hier so loof en prys, dan dink ek aan die lofprysingspan wat so in die oorlog vooruit gegaan het om U te loof en prys voor oorlogvoering, Here. En dan dink ek aan die Openbaring teks daar in Johannes wat U sê, maar die oorlog is reeds oorwin en die van ons wat saam met U kies, ons is maar net in lofprysing. Ons het niks behalwe ons lofprysing. En dan Here, en onthou ek weer dat lofprysing nie net sang is nie, maar dis my hele lewe wat U lofprys. My gesprekke met U, my besluite en my leefwyses. Here, nou kan ek maar net vanoggend dankie sê, Heilige Gees, dat U steeds aan ons openbaar. Hoe moet my lewe lyk? Hoe moet ek U lofprys? Here, wanneer ons nou gaan lees van wie Jesus was en wat hy kom doen het, dan vra ek dat U vanoggend net weer vir ons herinner wie is hierdie Jesus waarna ek glo. En mag elkeen wat hier is, hoor wie is hierdie Jesus aan wie ek glo. En mag dit vir die res van die week in my hart resoneer. En mag dit opskiet en vrug dra, sodat ander kan sien ek het iets wat anders is en kan begin vra en kan begin soek na die koninkryk. Dankie Here. Amen. Nou kan jy maar gaan. Ekskuus. Paul, was jy vir ons 'n lied wou speel? Dit was nou so lekker om my lied te sing, ek wou weer sing. Maar ons sal nou weer sing. So ons was hierdie kwartaal besig met al die gewoontes van Jesus wat in die samelewing van sy tyd gesien was as slegte gewoontes. En ons het deurlopend vir mekaar bly sê dat alhoewel die mense van die tyd hierdie dinge wat Jesus gedoen het gesien het as slegte gewoontes, besef ons dat dit eintlik goeie gewoontes of deugdes is wat ons as sy volgelinge, sy leerlinge, sy disippels van Jesus moet nastreef en dat ons uiteindelik dit presies moet doen. En nou gaan ons vanoggend stil staan by die laaste een van hierdie slegte gewoontes, naamlik Jesus het gedink hy is God. En ja, dan is dit vandag 'n stuk lering en ons wat net kyk na wie is hierdie Jesus. So vanoggend, Jesus is God. Ons het nie een spesifieke teks wat ons gaan uitpak nie, ons gaan na 'n paar tekste kyk. So bly by en ek hoop jy hoor iets van hierdie Jesus wat dink hy's God. So vir die Jode was dit vreeslik taboe om jouself te noem of net te vereenselwig dat jy God is. Alhoewel hulle self dikwels afgedwaal het en ander afgode aanbid het en as deel van hulle eie geloofspraktyke besig was met afgodaanbidding, was hulle baie streng daarop dat niemand hulle self mag voordoen of eers vereenselwig in so nabyheid as God nie. So dis in hierdie klimaat dat Jesus dan uiteindelik kom en dan is daar 'n uitdaging vir hierdie klomp gelowiges. En dan Jesus verwys dikwels na homself so in hierdie begin, dan verwys hy na homself as die seun van die mens. Ons hoor die heeltyd. Een voorbeeld waar Jesus homself seun van die mens noem, is nadat hulle die laaste nagmaal gehad het en hy dan nou sê, maar ek gaan verraai word. En dit gaan uiteindelik my dood bring. En dan weet ons, dan openbaar hy aan hulle die een vir wie hy die stukkie brood gee, en dan gee hy vir Judas die stukkie brood, en dan stap Judas uit, nadat hy sy brood geneem het, en as hy die
die boefretrek verlaat, dan lees ons die volgende in Johannes 13, en lees ons die volgende woorde van Jesus. Nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is deur hom verheerlik. Nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is deur hom verheerlik. So Jesus praat van homself so in die derde persoon. Ons het vir mekaar reeds gesê, hierdie aanspreekvorm was taboe volgens die Jode. So hulle het 'n baie groot saak gemaak daarvan hoe jy as mens behoort God aan te spreek. Daar's sekere maniere. God se primêre naam, Jahwe in die Hebreëus, het hulle nooit uitgespreek nie. Hulle het geglo, hulle doen dit nie, want hulle het gevrees dat hulle dalk moontlik God se naam eintlik kan gebruik. So die idee dat God die Vader is, was nie die probleem nie. Hy is die Vader, dis nie hulle probleem nie, maar die feit dat iemand God direk as Vader kan aanspreek, was ongehoord. So jy as mens het nie die reg gehad, volgens hulle reëls, om God direk as Vader te mag aanspreek nie. En hier hoor ons, sê Jesus, ek is die Seun van God, en hy spreek gedurig God as Vader aan. So die verwysing na Jesus as die Seun van die mens, kom so 82 keer voor in die Nuwe Testament. En hierdie Seun van die mens, wanneer hy hierdie titel vir homself gebruik, of die ander hom as dit aanspreek, dan staan 2 hoofbetekenisse vir hierdie titel. Aan die een kant is dit die ware menslikheid van Jesus, en aan die ander kant sy goddelike gesag wat hy het. So die benaming Seun van die mens spreek van Jesus se volledige eenwording met die mens. Hy het egter nie Seun van die mens geword nie. Hy was 'n trouwens van altyd af. Hy was nog altyd die Seun van die mens. Daarom word die term ook gebruik om sy goddelikheid aan te dui. Want hy was nog altyd wie hy is. En dan sien ons natuurlik Jesus se gunsteling aanspreekvorm vir God, Vader. Hierdie aanspreekvorm wat vir die Jode verkeerd was. Maar Vader is hierdie intieme manier om hierdie verhouding tussen hom en God te kan bewoord. 'n Intieme aanspreekvorm. Eintlik in die Hebreëus, Abba beteken letterlik Papa. So wanneer Jesus sê Vader, dan sê hy vir hom Papa. En dan spreek dit van hierdie intieme verhouding wat hy het met sy Papa. Die eerste keer wat ons van Jesus lees na sy geboorte, is toe hy ongeveer 12 jaar oud was en in die tempel agtergebly het. Hy was 12 jaar oud toe hy in die tempel agtergebly het, sonder dat sy ouers daarvan geweet het. En toe hulle hom kry, vermaan hulle hom oor sy optrede, en dan sien ons, hulle vra vir Jesus, vra Jesus vir hulle, waarom het hy na my gesoek? Het hy nie geweet dat ek in die huis van my Vader moes wees nie? Waarom het hy na my gesoek? Het hy nie geweet dat ek in die huis van my Vader moes wees nie? In die huis van my Papa moes wees nie? Daar is dit. In die vorm van 'n vraag beweer Jesus as 12-jarige seentjie dat op 'n manier is sy lewe gelyktydig ook vasgevang in die einste lewe van God. Op 'n manier is hierdie 12-jarige seentjie besef hy, ek is verbind tot Papa in die hemel. En wanneer Jesus God as Vader noem, vereenselwig hy homself met God. Sy ervarings is 'n intieme bewustheid van God en 'n onmiddellike toegang tot God. Hy erken ook op so 'n manier sy eie goddelikheid. Hy het onmiddellike toegang tot God. Nou moet ons onthou, in sy samelewing hier by die Jode, is daar die allerheiligste plek in die tempel, waar die groot, lang gordyn hang, 'n kleed, waar net die hoëpriesters kan ingaan, en slegs hulle het 'n onmiddellike toegang tot God. En hier kom hierdie man,
En hy praat van God, my pappa. En hy praat van, hy is een met hierdie God, een met hierdie pappa, en hy het onmiddellike toegang tot hierdie Vader, in 'n wêreld waar dit nie eintlik hoort nie. So van die begin af het Jesus hierdie slegte gewoonte gehad, dat hy beweer het, hy en God het 'n spesiale vader-seun verhouding. Niemand het presies geweet, hoe om iemand te antwoord wat gedink het, hy is God nie. Reg deur die evangelies het Jesus die godsdienstige owerhede vererg, met sy beweringe van hierdie spesiale verhouding wat hy met God het. Hierdie spesiale verhouding, wat ons kan sien, en wat vorm aanneem in die feit daarvan dat hy sondes loop en vergewe. Hy loop en sê vir almal, jou sondes is vergewe. Hy loop en genees siekes. Hy kom en hy dryf duiwels uit. Hy kom en hy raak aan onrein mense waaraan hulle nie sou raak nie. Hy kom en hy wek dooies uit die dood uit op. So hy sê nie net, ek het 'n spesiale verhouding met pappa nie, hy sê, kyk na my lewe. Hy sê dit nie eers nie, ons sien dit, en alles wat hy doen, sien ons dit vorm kry in waar hy beweeg. En dan sien ons, dat hierdie godsdienstige leiers hulle self so vererg het, dat hulle laterhand homself gesê dat hy duiwelbesete is. Ons weet dat hy dan vir hulle sê, maar 'n koninkryk kan nie teen homself opstaan nie. Dit is ongehoord toe hulle hom van hom sê, maar jy's 'n duiwelbesetene. En per geleentheid wou die skrifgeleerdes selfs vir Jesus stenig, omdat hy gesê het dat die Vader in hom is. En dat alles wat hy doen, dat hy dit deur die Vader doen. Ons lees in Johannes 10 vers 33, vers 30 tot 33, ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om te stenig. Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jesus sê, ek, die Vader is in my, en dan sê hulle, maar ons gaan vir jou stenig. Dit is nie oor jou goeie werke dat ons u stenig nie, maar oor godslastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Ons sien hoe hulle dit nie verstaan nie. Jesus, wat aan die Jode beloof is, julle Messias kom. En hier vind ons hulle besig om hulle Messias te wil stenig. Want o wee, hy sê, hy's God. Jesus het sy disippels ook gevra om hulle hele lewe aan hom toe te wy, deur hom te volg. En op verskeie maniere het Jesus gesê, ons is nie voltooid of heeltemal die persoon wat God ons geskaap het om te wees, tot en met ons nie onsself vind in hom nie. So Jesus sê meer as een keer, jy is nie voltooid of die mens wat God jou geskaap het om te wees, tot jy nie jouself in my vind nie, tot jy nie verbind word aan my nie. So as ons dink aan vandag se lewe, hoe sal dit klink as iemand vandag kom en so iets sê? As jy my ken in al my volheid, sal jy alles weet wat jy nodig het om te weet. As jy my ken, sal jy alles weet wat jy nodig het om te weet. In vandag se lewe sou Jesus gediagnoseer word as iemand wat ly aan dwalings van grootheids, iemand met 'n God-kompleks. Maar nietemin, ten spyte van wat mense van hom sê, ten spyte van die fariseërs wat konstant vir hom sê wie hy nie is nie, hou hy aan. Uit liefde en sagkens om te bly sê wie hy is en te bly openbaar. Maar nie net Jesus verwys na sy godheid nie. Ons sien daar in die begin van Johannes sy evangelie dat hy ook skryf en weer eens daar in die begin vir ons kom sê,
Maar Jesus het 'n godheid. Ons lees uit Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Ek gaan dit net vir ons weer lees. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Daar in vers 1, as Johannes skryf in die begin, dan echo hierdie frase die opening van Genesis 1 vers 1, in die begin. Ja, Johannes is besig om sy lesers bewus daarvan te maak, dat die woord van die begin af reeds daar was. Die woord is nie geskep, soos die res van die skepping nie. Die woord was nog altyd daar. Die woord, logos in die Grieks. En logos is 'n woord met baie ryk betekenis. Die logos van God word geassosieer met skepping, openbaring en verlossing. So die woord, waarvan Johannes skryf, Jesus Christus, word geassosieer met skepping, openbaring en dan verlossing. Die woord, logos, is nie bloot net 'n woord wat gespreek is nie, maar die logos is ook 'n persoon. Een wat aktief in hierdie wêreld betrokke is. Die woord wat by God was, dui op 'n intieme verhouding tussen logos en God die Vader. Dit dui ook daarop dat logos, soos ons weer vir mekaar gesê het, 'n spesifieke persoon is. En woord en logos is dan in 'n aangesig tot aangesig verhouding met mekaar. Die woord was God. Hierdie verklaring bevestig dat die volle goddelikheid van die woord, die volle goddelikheid van logos, nie 'n mindere godheid of 'n geskape wese is nie. Nee, logos is ten volle God. Hierdie logos sou later mens word. Die een wat ons ken as Jesus Christus. Johannes beklemtoon dat God en die woord nie deel van die skepping is nie. Hulle was van die begin af reeds daar. Die skepping kom deur hulle tot stand. God en die woord is verhewe bo die skepping. Die een wat skep is belangriker as dit of die wat geskep word. So die woord en God is belangriker as dit of ons wat geskep word. Dit was moeilik vir Jesus se tydgenote om hierdie waarheid te kon ontvang. Soos wat ons dit vandag kan ken en soos wat ons vandag dit sê. Ek dink dikwels is dit dalk vir ons ook moeilik om hierdie waarheid te ontvang. Die ewige evangelie is nie 'n klomp leerstellings of morele voorskrifte nie, soos wat die Jode dit volg nie. Dis nie, die ewige evangelie is nie 'n klomp leerstellings of 'n klomp morele voorskrifte nie. Die ewige evangelie is Jesus. Jesus is die ewige evangelie. Die werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Werklike liefde is God wat vir ons homself stuur, sy seun, een uit die drie eenheid stuur, om vir ons
versoening te gee vir dit wat ons so aanhoudend verkeerd doen teenoor God. Met ander woorde, die grootste liefdesverhaal ooit vertel, is 'n liefdesverhaal wat begin is in die hemel, uiteindelik die hemel se beste afgebring het na ons toe, om hemel in ons te begin, om die hemel te kan versprei rondom en tussen ons, om ons voor te berei vir die hemel, soos wat die hemel uiteindelik ook voorberei word vir ons. En die hemel het 'n naam, Jesus Christus. Jesus Christus kom om my en jou voor te berei vir die hemel, soos wat die hemel voorberei word vir jou en my. Jesus is nie skaam om te erken wie hy is nie. Alhoewel die Jode soveel profeseë vooraf gehad het, profeseë oor hulle verlosser wat sou kom, is hulle wêreld van reëls en oorheersende faktor wat hulle weerhou, die oorheersende faktor wat hulle weerhou, om Jesus te aanvaar as die seun van die mens. Die Godheid wat mens geword het, en uiteindelik ook die verlosser vir hulle. Hulle kon hulle self nie so ver kry, om hierdie Jesus te aanvaar as verlosser, as Godheid wat mens word. Die groot vraagstuk is, hoor ons Jesus se woorde oor homself? Hoor ons wanneer Jesus oor homself praat en homself openbaar? Of verwerp ons dit soos hulle dit verwerp het? Neem ons sy selfopenbaring ter harte, en wanneer ons dit ter harte neem, volg ons hom soos ons behoort? Of verwerp ons ook hierdie woorde van Jesus? Verwerp ons hom? Wanneer Jesus die storielyn word, wat die storie beheer, wanneer Jesus die goue garing word, wat alles aan mekaar werk, dan word jou lewensverhaal 'n meesterstuk. Ek dink belangrik is om mekaar te herinner, hierdie meesterstuk is nie sonder gebrokenheid nie. Hierdie meesterstuk is nie sonder uitdagings nie. Maar dit word 'n meesterstuk saam met Jesus. Die kerk is die mense wat Jesus behoort te leef. Ons, die persoon wat langs jou sit, jy, jouself, begin amper eers by jy. Ons wat hier sit, is die mense wat Jesus behoort te gaan uitleef. Alles van Jesus, selfs sy slegte gewoontes, die dinge wat die wêreld nie aanvaar nie. Die kerk kan nie net die mense wees wat Jesus maar nie onthou nie. Ons kan nie net hier sit en maar nie eintlik onthou wie hy is nie. Ons moet mense wees wat Jesus ervaar, wat Jesus beliggaam, wat van Jesus getuig. Wanneer jy Jesus ken in al sy volheid en al sy heerlikheid, dan sal jy alles weet wat jy nodig het om te weet. Dan is daar niks meer wat jy hoef te weet nie. Jy sal weet en jy sal hom intiem ken. Jesus as God wat tussen ons kom woon het, vir hom sal jy intiem ken. Die woord wat lewend gemaak het, vir hom sal jy intiem ken. Die een wat ons verlos het, vir hom sal jy intiem ken. Die een wat vir ons die voorspraak gestuur het, om steeds die woord, Jesus Christus, se leringe in ons te kom voortsit, vir hom sal jy intiem ken. Hierdie Jesus wat homself God genoem het, vir hom sal jy ook intiem ken. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons vanoggend uit die woord se lewe kan leer. Die logos wat van die begin af daar was, wat ons kom wys het, hoe dit lyk.
Here, mag ons opnuut vandag U volg. Mag ons opnuut vandag die Logos wat mens geword het, wat ons verlos het, volg in alles wat ons doen. Mag ons met liefde met ander omgaan. Maar mag ons liefde gesonde grense hê, soos U ons geleer het, om nie dit prys te gee wat ons glo in U waarheid nie, maar teenwoordig te wees in die wêreld wat U so nodig het. Dankie Jesus. Vir dit wat U vir ons kom leer het. Vir die groot liefdesgeskenk wat U vir ons gegee het. Vir die Heilige Gees wat U by ons gelos het, sodat ons nie alleen hoef te wees nie. Sodat ons nie wegloop van die waarheid af nie. Dankie vir daardie opoffering van liefde. En mag ons dit deel maak van ons wese en mag ons ook self iets daarvan reg kry. Amen. Kom ons gee net 'n tydjie om die offergawes op te